Dit is in Matteus. Maar dis 'n algemene ding, dink ek, wat al vir baie jare in die gang is, en dis afgodediens. In die boek van Jesaja stel Jahwe dit so, en dit voor ek verder gaan, vir die nuwe mense wat hier is. Ons God het 'n naam. Ons Messias het 'n naam. Die lewende God se naam is Jahwe. Sy seun se naam is Yeshua, of Jesus soos ons dit ken. Die naam God is nie 'n persoonsnaam nie. Is 'n verwysing na 'n God. Nou wil ek vandag vir julle sê, as julle 'n God aanbid en hy het nie 'n naam nie, is dit 'n vreemde vuur voor hom. Ons almal ken die geskiedenis van Aaron se 2 seuns. Wat vreemde vuur voor die almagtige Vader Jahwe gebring het. En wat het met hulle gebeur? Hulle was gedood. Want dit is vreemde vuur, antwoorde, hulle roep 'n God aan wat hy nie ken nie, nommer 1, en hulle was ongehoorsaam omdat hulle nie na hom geluister het nie. Maar om terug te kom na dit wat ek nou vir julle gelees het, sê Jahwe dit self in die boek van Jesaja 29 vers 13, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my aangeleerde mense gebod is. Vers 14, daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. So wat God eintlik hier sê is, God sal nie lippetaal duld nie. Jy kan nie sy naam oor jou lippe noem of praat, en jy leef nie in gehoorsaamheid nie. Kom soms 'n bietjie op hierdie verse wat ek vir julle gelees het. En ek wil hê julle moet kyk na die moderne lewe huidiglik, en hoe julle dit sien. Ek dink elkeen van julle wat jy sê, het nou al 'n pad gestap met ons God, en ek dink die Heilige Gees het al baie dinge aan julle geopenbaar. En wat ek hierso sien is die volgende, dat meeste mense se aanbidding bestaan uit niks anders as uit menslike opdragte en tradisies nie. Ek dink baie mooi in die kerke. Dit wat die predikant sê is wet. Dis nie te sê dit wat hy sê is in die woord nie. Ons gaan nou daarby kom. Dat hulle eerder mensgemaakte reëls navolg as Jahwe se reëls. Kan julle aan iets dink? Mense is nie in hulle harte toegewy om Jahwe te volg nie. Ja, almal ken 'n God, en hulle sê dit is 'n God, maar hulle doen nie wat hy sê nie. So hulle is nie toegewy nie. In hulle aanbidding volg hulle eerder mensgemaakte reëls in die plek van Jahwe se reëls. Hulle loop 'n pad van ongehoorsaamheid en wetteloosheid. Hulle loop ook 'n pad van goedkoop genade. En hierdie goedkoop genade is grace without accountability. En oor hulle aanvaar nie aanspreeklikheid nie, want hulle is onder genade. Die woord het hulle al gehoor, ons is onder genade. Is nie meer onder die wet nie. Het hulle dit al gehoor? Goed. So wat sal die redes wees, as ons nou hier sal praat oor hierdie tipe houding? Onthou julle, ons het al Hosea 4 vers 6 oor gepraat? Kan jy onthou wat sê Hosea 4 vers 6? Wat sê hy? Korrek. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En die kennis waarvan die woord praat is sy woord. Anderswoorde die Bybel, as jy dit kan reg verstaan. So die kerke leer dat die wet, wat eintlik instruksies is, as 'n groot beskrywing as ons kom by die wet, bestaan nie meer nie, want Yeshua
het dit vervul en daar is nou genade vir ons oortredinge. Ja, daar is genade vir ons oortredinge. Maar as 'n maar. Kom ons gaan aan. Die moderne Christen vertolk Matteus 5:17 so. Kom ek lees vir julle eers die oorspronklik. As jy sê daar's nie meer 'n wet nie. En die Messias het uit sy eie mond uit in Matteus 5:17 vir ons gesê: Moenie dan dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Goed, hy het kom vervul, né? Maar die moderne Christus se vervul is so. As ek hom sou lees, sou dit so klink. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te ontbind. Verstaan julle die frase? Want ons is nie onder die wet nie. Dis soos hulle sê. En hier sê Messias vir ons reguit, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Goed. Kom ons kyk hier gou-gou na die verskil. Wat julle net kan verstaan. En ek gaan 'n voorbeeld hiervan bring vir julle. En baie Christene en op stadium het iemand eendag gesê, maar Messias het die wet self gebreek. En dan haal hulle hierdie aan. Luister gou hierso. Oor hierdie hande was storieetjie in Matteus. As 'n voorbeeld. Luister wat sê Matteus 15:1. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê: Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hul hande en hulle brood as hulle brood eet nie. Vers 3. Maar hy, dit is Yeshua, ons Messias, antwoord en sê vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van God van julle? So maar die gevolg is, daar is 'n Torah, aan woorde die Bybel, die Ou Testament, is die eerste 5 boeke, daar's 'n wet, daar's gebooie. Julle het dit so. Maar luister gou-gou. Wat sê Yeshua? Hy het hulle teruggeantwoord en dit op die 5de gebod. Wat is die 5de gebod? Eer die vader en moeder. En luister gou wat sê hy vers 4. Hy sê want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en jou moeder en hy wat vader of moeder vloek moet sekerlik sterwe. Julle het dit gelees in die woord, né? Nee? Anderswoorde, dit is in sy Torah. OK. So dis daar. Julle ander jong manne, julle het dit al gelees, né? Nee? Eer jou vader en jou moeder is deel vir die 5de gebod van die 10 gebooie. Right. Luister wat sê in vers 5. Maar julle sê, né? Julle, daai julle is hierdie, wat ons nou van gepraat het, van die oorlewering van die ou mense. Met ander woorde, wat gebeur het daai tyd? Ek wil nou mooi luister. Daar's 'n Torah, dis die woord. En daar is daar 'n Talmud deur hulle opgeskryf is om hierdie Torah te ondersteun en van so aard te wees dat hulle nie die oortredinge moet aangaan nie. Dat hulle nie moet sondig nie. Maar nou het hulle so ver gegaan om dit amper onmoontlik te maak vir mense om die wet te onderhou. Goed, luister gou, wat sê hy? Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kon geniet, is 'n offergawe. Die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. Het jy dit gelees in die Torah ooit? So dit is 'n mensgemaakte wet, wat hulle deur die Talmud self opgestel het. Of die Midrash of whatever, daar's 'n paar van hulle, die mensgemaakte wette. En dis hoekom daar 'n verwarring is, as dit kom by die wette. Ons praat van die wet, maar ons weet nie van watter wet praat ons nie. En as jy dit nie gaan verstaan nie, dat daar 'n Torah is en daar is 'n Talmud nie, gaan jy nooit Paulus se boeke verstaan nie. Goed, kom ons gaan aan. So vers 4, eer jou vader en jou moeder, en as julle vloek sal jy tot sterwe kom, dit kom uit die Torah uit, julle stem saam met my, né?
in die tweede gedeelte in vers 5, waar hulle sê dat, as ek vir my ouers sorg, het ek nie nodig om hulle te eer nie. Is nie God se woord nie. Dus kom hy hulle geantwoord, maar julle sê, alright, so julle sien die verskil? Dit wat in die woord is en dit wat in die Talmud is? Goed, vers 6 sê die volgende, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak. Watter gebod het ons nou van gepraat? Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, terwille van julle oorlewering. So, as ek hier so staan en die woord sê vir my, eer die vader en moeder en jy sal 'n lang lewe hê, wat in die woord staan, maar dan sê ek vir julle, as jy goed doen in jou ouertjies en jy gee vir hulle geld en sorg maar, dis nie nodig om hulle te eer nie. Maak ek die wat kragteloos. Die 5de gebod. Antwoorde, dan gaan die res van julle wat hier so staan, gaan ook sê, ja, maar ook, dis alright. Dis nie so erg nie. Want hoekom moet ek sê so? Goed, alright, kom ons gaan aan. Ons lees gou wat sê Markus 7:6. En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer. Soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Vers 7, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Ok, hierdie gebooie van mense, weet julle wat nou dit is, né? Goed, dit is nie mensgemaakte wette, né? Of die mensgemaakte gebooie, wat nie in die woord staan nie. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewerings van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge, van dieselfde aard doen julle baie. Met ander woorde, dis nie net dit waarvan hy praat nie, hy praat van baie ander goed wat die mense doen, wat nie in God se woord staan nie. Julle kry nie warm nie, né? Goed, vers 9, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewering te onderhou. Mense, daar is so baie goed wat ek julle kan uitwys en sê, wat ons doen, en ek sien dit in die kerke volop. En dit is hoekom ons nie in gehoorsaamheid kan leef nie, want ons verwerp sy instruksies wat hy vir ons gee. Ons sal eerder dit wat die mense sê doen, as om te doen wat die Vader in sy woord sê, want mense het gesê ons moet dit so doen. Want as ons nie doen wat hulle sê nie, dan is ons nou nie in hulle goeie boekies nie, né? Is dit so? Kan ek julle 'n voorbeeld gee hiervan? En wat ek vanmôre gaan doen is, wil ek vir julle sê, ek doen dit in liefde. En die wat hier sit en nog steeds in daai rigting is, ek is nie hier om jou te oortuig, hierdie Gees met jou oortuig. Ek bring vir jou bewyse vanmôre. Ek kry dit so baie dat mense vir my sê, bewys dit. Niemand weet nie. Maar gaan vir julle vanmôre wys. Wat sê God se woord? Goed. Die voorbeeld wat ek wil gebruik vanmôre is, omdat ons in hierdie seisoen is Kersfees. En daar's baie goed wat die wêreld doen in daai rigting, wat nie in God se woord is nie. Kersfees is een, Nuwejaar is 'n ander een, Mama dag, Papa dag, wat is dan nog? Valentine's Day, wat gebeur nou deesdae baie? Wat is die goed wat van Amerika afgekom het? Halloween, goed, ek het dit genoem, staan dit in God se woord? Is dit sy feeste? Alright, kom ons kyk, wat sê die woord? Goed, Matteus 22:21, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En dit is so die waarheid, mense. Want ek sien so gereeld dat mense oor goed praat, maar hulle jy kan sommer hoor dat hulle is absoluut onkundig in wat hulle sê of wat hulle doen. En dit is net omdat ons die woord nie bestudeer nie. Onthou mense, hierdie woord het hy vir ons gegee vir ons leiding. En jy moet elke dag hom lees. Daar's 'n liedjie wat sê het ons kinders wat ons gesing wat hierdie woorde sê, hy sê lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. En ek wil julle dit onthou, lees jou Bybel elke dag en bid en jy sal groei, want weet jy hoekom? As jy die woord lees, dan praat Vader met jou.
Hy sê vir jou en hy leer jou, want dit is waarvoor die woord ingegee is. OK, ek gaan nie daai kant oorweeg, ons het dit al bespreek. En hier kom die vers wat ons nou van gepraat het, en dit is Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. En die wat nie verstaan nie is, as jy God se instruksies vergeet, en jy glo nie in dit wat jy lees nie, jy probeer dit verander en glo wat ander mense vir jou sê, wat nie in die woord is nie, dan vergeet hy ook jou kinders, en daarmee bedoel hy, dat as jy nou, julle jong mense eendag trou, en julle handhaaf 'n lewe van wanorde, en ongehoorsaamheid, en nie volgens die woord nie, gaan julle dit oordra aan julle kinders, en hulle kinders gaan dit oordra aan hulle kinders. Dis wat hy bedoel hierby. Verstaan julle dit mooi, julle jongetjies? Jong manne, jong girls? Goed. Oor Kersfees kan ek baie goed sê, mense. En ek dink nie die ouens besef regtig waar hier goed vandaan kom nie. Maar ek wil nou nie in diepte gaan waar dit in werklikheid vandaan kom in terme van afgodediens nie, want dit is kinders en dit raak redelik baie ongemaklik. Maar wat ek vir julle kan sê, dit is absoluut suggestiewe konnotasies wat tussen 'n man en 'n vrou moet wees op die einde van die dag. Maar kom ons kyk na die kerk. Waar die kerk aan hierdie goed gekom? Laat ons vandag met 'n ding sit soos 'n Kersvader, 'n oomie met 'n wit baard en 'n rooi soet. En waar kom ons dan aan die Kersboom? Hierdie dennebome wat hulle so opslaan en met goud en silwer en die goedjies nou mooi opmaak. Elke 25 Desember. Glo julle is die vraag dat ons Messias gebore is die 25 Desember? Wie glo dit? Wel, julle is great. Niemand glo dit nie. Goed. Maar vanmôre gaan julle luister en julle gaan dit oordra. Luister gou hierso. Kom ons gaan so 'n bietjie doen 'n bietjie kleintjie geskiedenis aangaande van Kersfees wat uit die kerk uit nou gekom het. Hoe dit daar gekom? Weet ons, dis afgodediens. So 300 jaar na Christus in Rome. En onthou die Rooms-Katolieke Kerk is juist die een, dit is die moeder van die kerke en dit is waar uit al dominansies uitkom. Alright, ons behoort dit te weet, né? Okay, so 300 jaar na Christus in Rome is die heidense Romeinse fees van Saturnalia ter ere van Saturnus, is die god van die oes. En Mithras, die songod, gevier van 17 tot 24 Desember. Mense, ek het 'n diepte studie gedoen hierso en dit het my baie lank gevat. En as julle weet hoeveel aanslae gekry het en gesukkel het om hierdie vandag vir julle te bring, julle sal nie glo nie. Die vyand wil nie hê dat julle moet die waarheid hoor nie. Hulle wil nie hê, as hy net kan hy twyfel saai, dan sondig jy. En wat is die uiteinde van die sonde? Dood. As jy net dit kan kry, mense, ek meen, dit is 'n persent wat hy nodig het, en die Vader is 'n reguit persoon. Hy is 'n reguit wese. Hy sê vir jou wat hy wil hê, en ons stoot dit weg. En op die 23ste en die 24ste was die heidense gebruik om geskenke uit te deel van huis tot huis. Julle sien dit, né? Kersboompies en die geskenkies en al lekker goedjies. So 25 Desember was die begin van 'n nuwe fees van die geboorte van die onoorwinnelike son. Ter ere van Mithras, die songod. In die jaar 354 na Christus besluit biskop Liberius van die Rooms-Katolieke Kerk om 25 Desember die geboorte van Yeshua te herdenk. Kom ons gaan verder. Die rede daarvoor was om die heidene saam met hulle gebruike te akkommodeer wat by die Romeinse Kerk aangesluit het. Onthou, hierdie was ook 'n politieke besluit op die einde van die dag. En dis ook ek altyd sê dat as jy by een plek nou wil die lewe korrup, begin by die kerk. Want almal wil graag 'n geloof hê en dit wat jy sê, glo hulle, want dit is nie die woord nie.
Ons is baie bevoorreg mense om die woord te hê in ons om te lees. In die tyd van die Messias was daar nie, elkeen kon nie 'n Torah besit om te lees nie. Die Torah was net beskore vir die konings en vir die Lewiete en dan ook so dan die skrifgeleerdes en fariseërs. So daarom kon hulle eie wet opmaak en hulle kon gesê net wat hulle wil, want niemand het geweet wat staan in die Torah nie, né? As ek byvoorbeeld die Bybel wegvat, gaan julle weet waar daar staan, as ek julle goed sê, gaan julle my glo? Is dit reg so? Korrek, right. En dit is die probleem van die Christendom, hulle akkommodeer altyd vir iets. Ons staan nie vir dit wat reg is nie, ons akkommodeer. Ons probeer kyk of ons mense gou-gou net, okay, is nie so erg nie, ons help jou, maar luister gou verder. Hulle het ook toe nou die sogenaamde Christ Mass begin waar die brood en die wyn fisies gesien word as Christus se liggaam en bloed, wat dan ook beteken dat hy elke keer oorgekruisig word, en dit is 'n fisiese ding wat hulle doen, hè, en wat hulle dink hierbo, as hulle nagmaal gebruik het. Dit sal bekend as die transubstantiation, en dink julle dit al gehoor. So anderswoorde, hulle fisies as hulle nagmaal hou, dan hierdie brood en hierdie bloed is dan die fisiese kruisiging van die Messias, wat hulle dan ook doen. In Jeremia 10:2 sê die waarsku Jahwe ons om nie die praktyke van die nasies na te volg nie. Volgende puntjie, in die 4de eeu het die Romeinse kerk Semiramis, die Babyloniese koningin van die hemel en haar seun Tammuz. Dis die seun van, as julle die woord lees, sal julle lees van Nimrod. Goed, Semiramis dink ek is sy ma, en Tammuz is sy seun. En die wat nie weet nie, hy, Tammuz het saam met sy ma geslaap. In die pagan ritueel ingebring en dit vermom as Maria en Yeshua se aanbidding. En kom ons kyk wat hulle die vermomming gaan doen. Kom ons gaan aan. Vandaar die oorsprong van Yeshua se geboortedag, 25 Desember. En dan moet ek my verstout om net vir julle hierdie te vertel, is dat Nimrod is op die 23 Desember oorlede. Julle kom gou hierso. Kom gou hierso. Kom ek kan daar sê jy nou fisiek. Gaan ons sommer net aangaan daar. Alright, okay. Vandaar die oorsprong van Jesus geboortedag na 25 Desember. Nou kon die pagans Tammuz aanbid. Nou hulle het nou saamgesmeld, né? Nou kan hulle Tammuz, die pagans kan Tammuz nou aanbid. En wat ek eintlik vir wou gesê het is 23 Desember, net om terug te kom, 23 Desember is Nimrod oorlede en 25 Desember Tammuz gebore. En deur die geboorte van Tammuz glo hulle dat Nimrod nou en hulle manifesteer. Hy het opgestaan. 23, 24, 25. 3 dae. OK, interessant tyd. Goed. Nou kan hulle nou, die pagans kan Tammuz nou aanbid en die Christene kan nou Jesus se geboorte vier, want hulle is nou onder een dak, maar hier bid vir sy God, daar bid vir sy God. Sien ons dit nie deesdae as ons die naam God gebruik. As julle kyk wat Ramaphosa gedoen het met die in COVID, wat het hy gesê as hy nou hierdie family meeting gehou het? May God bless you. So which God he's talking about? Elkeen sy eie God. Dis presies wat hier plaasvind. OK. So vandaar die oorsprong van Jesus se geboortedag 25 Desember. Nou, dit alles deur die Rooms-Katolieke waarvan al die Christelike dominansies afgestig is en hulle hierdie oorwinning saamgebring het. In ander woorde, soos die Christendom nou aangegaan het nou afgestig van die Katolieke, so bring hulle van hierdie seker. Onthou mense, as jy 'n wit hemp het en jy gaan speel in die modder, rooi grond, en jy was nie met doen alles, gaan jy alles uitkry. Nee, dit klou vas in jou. So as jy die hemp aantrek, gaan daar nog steeds kolle wys. Alright. Die Romeinse fees van Saturnalia was 'n winterfees wat die son terug verwelkom het en ere aan Saturnus gebring het
as die God van saaiëry. In die jaar 529 na Christus word Christendom die offisiële geloof in die Romeinse Ryk en het keiser Justinian Kersfees as 'n publieke vakansiedag verklaar en verander hierdie 'n luidrugtige fees tot feestyd geword wat die son met die seun vervang. Aan die ander woorde, daai songod is nie meer daar nie, hulle sit nou die seun in sy plek. Alraai. Kom ons lees 'n bietjie in Jeremia 10 vers 3. Wat sê die woord vir ons? Hy sê want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Vers 4, hulle versier dit met silwer en goud. Hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. So, in die tyd van Jeremia al was daar 'n probleem met afgodediens. Maak dit vir julle sin? Dit wat jy nou hier luister? Kan julle die prentjies sien? Ons praat hier van afgodediens, mense. In Rome was die denneboom. Almal ken 'n boom, ek het nou nie 'n prentjie vir dit, almal ken 'n denneboom. Ek het so in my erf ook denneboom, as julle wil kyk hoe dit lyk. Was die denneboom was heilig in Rome. En was dit gedurende die fees van Saturnalia versier met mooi rooi bessies. Julle het almal die mistletoes gesien, hè? Hulle mooi rooi bessies met die mooi blaartjies gegee. Dis presies waarvan die woord praat of waarvan hy praat hier. Die boom was aanbid in Rome en gesien as 'n nuwe geboorte. Wat Baal, Nimrod, Tammuz, Mithras deur die slang, in Engels sê dit serpent. Luister mooi. En die slang se naam was Aesculapius. Lewend gemaak is en hierdie fees was aan die slang opgedra op 25 Desember. Dit staan bekend as the birthday of the unconquered sun, aan die onoorwonnelike son. God altans. Nou as jy bietjie gaan kyk, ons eie Europese voorouers het songod aanbidding. Ja, of jy nou Duits is en of jy nou Hollands of Nederlands of wat ook al, jou voorouers het dit ook gedoen, want dit was 'n wêreldwye ding. Onthou die Romeinse Ryk was baie sterk op stadium. Dit is wêreldheersers. Goed. So ons eie Europese heidense voorouers het jaarliks in die middel van die winter fees gevier, waar tydens 'n immergroen boom as nuwe lewe simbolies gebruik was. En dit is wat met Nimrod hulle gebeur het, is dat is daar 'n groen takkie uit die stomp uitgroei, dan was dit gesien as 'n nuwe lewe. En dit is kom hulle in die wintermaande as hulle vuur maak en hulle vat 'n stomp, hulle gooi dit in die vuur, dan is dit 'n simbolies as nuwe lewe. Nadat hulle oorgegaan het na die Christen geloof, is die heidense sonfees afgeskaf. En het die afgodsgroenboom deel gebly van die Christelike fees bekend as Kersfees. Dis is die groenboom 'n oorblyfsel van sonaanbidding, oorgedra van ons voorouers na ons toe. 8 jaar terug het die Vader my oë oopgemaak. En 'n paar jaar na het ons dit glad nie meer gedoen nie. Want hy het my aangekla elke jaar. Kon nie verstaan waar dit vandaan kom nie. Hoekom moet ons dit doen? As ons die baba Jesus hier sit en ons sit 'n Kersfees hier en ons sit die boom hier en ons sit die mistletoe, hoe kom dit by een? En my vraag is altyd, vra mense nie hierdie vrae nie. Gaan ons nou maar net aan, omdat ons voor ons ouers ons net maar geleer het en ons glo maar wat hulle sê. Ons lees die Bybel, maar die woord praat nie daarvan nie. Goed, die vraag is dan, is Kersdag of die herdenking van Jesus se geboorte 'n Bybelse opdrag? Wat sê julle? Is dit 'n Bybelse opdrag? Of word dit so gepreek in die evangelie? Nope. Ek het dit gesoek, ek het gesoek en ek kon dit nie kry nie. Maar luister gou hierso. Maar tog, en dit is my altyd so interessant, maar tog word ons dit jaarliks vier ons dit op hierdie 25 Desember is spesifiek uitgekies vir dit, 25 Desember, Daar is nie ander dag vir Kersfees, dis 25 Desember, nee. Maar tog
word hier gevoer en al baie lank toegewys is aan die songod. Hierdie spesifieke dag is toegewys aan die songod. Die ding is net, ons doen dit nie, gaan navorsing nie, en ons kyk net nie na hierdie goed nie. Maar nou, wat interessant is, nou, die woord sê ons moet sy kruisdood van Messias moet ons, so dikwels as moontlik moet ons vier. Maar jaarliks is daar nie 'n regte spesifieke datum vasgestel vir dit nie, is verskillende. Verstaan julle, you catch my drift? Okay, Kersfees het ontstaan gekry eers in die 2de eeu na Yeshua se geboorte. Anderswoorde lank na sy geboorte toe dit nou eens ontstaan, want daar was nou bykans, julle het nou die prentjie, nee, ek wil nie te lank daarby vasbyt nie. Onthou net julle, Yeshua is nie meer 'n baba wat elke jaar gebore word nie. Maar ons koning wat regeer, wat opgestaan, opgevaar en weer gaan kom op 'n wit perd, met 'n bloedbevlekte kleed, met 'n groot stem en shofar geblaas. Dit is die teken, die betekenis van 'n shofar. Hy gaan kom met 'n groot geraas en 'n shofar blaas, 'n geroep. Die woord leer ons dat jy sal 'n boom aan sy vrugte ken. Dis nou in Matteus 12 vers 33 kan jy maar gaan lees. So wat is die vrugte wat ons sien in Kersfees? Dink nou mooi. Kersfees is 'n wêreldse ding. Kom ons kyk gou-gou. Wat sou julle sê? Ek was in die bevoorregte posisie om redelik met hierdie goed te doen gehad het, in my beroep wat ek gehad het, en as so baie goed wat ek vir julle kan sê wat gebeur op Kersfees. En een van die dinge wat altyd soos 'n paal bewaar te staan het, was selfmoord. Ek weet net nie hoekom die mense daai tyd van die jaar gekies het nie, maar selfmoord. So al wat dit vir my kan sê is depressief. Goed. Dis selfmoord, daar was swaarmoedigheid. Finansiële skuldlas, soveel keer het ek gesien. Hulle gaan pon hulle goed na Desember maand, Januarie, sodat hulle skoolkinders se skoolfooie kan betaal, of skuld wat hulle moet betaal, want hulle het hulle geld gevat en gemors. Partytjies, julle kan die prentjies skep, julle almal weet daarvan, ek weet daarvan, van selfdag. Dronkenskap, wetteloosheid, mense, hulle maak soos hulle wil. Ek was aan Hielbrow se strate, hulle het yskaste van geboue afgegooi. Microwaves. As jy onderstaan, as jy dood, dis wat dit doen, wetteloos, die mense raak koekoes. En natuurlik losbandigheid, seksueel, is 'n total disaster, is asof daar net 'n gees in hulle inkom, wat wil vernietig en alles doen wat verkeerd is. Nou, as dit nou die vrugte is van Kersfees, dink julle dis van die Vader? Verseker nie. En mense, hier is net 'n voorbeeld wat ek gebruik, juis omdat ons nou in hierdie seisoen is. Ons kan die nuwe jaar bespreek, ons kan Papadag, Mamadag, Halloween, ons kan al die goed bespreek, maar dit is nie wat ek wil doen nie. En my gebed is nog steeds vanmôre dat die Vader jou net sal oortuig deur sy gees en nie ek nie. Goed, nou kom ons by die interessante vraag. Wanneer is Yeshua gebore en kan ons dit bewys? Het julle dit al ondersoek? Van julle het dit al gedoen? Ons kyk wat sê die woord. Want onthou, ek kry dit baie die geval wat ek met mense praat, Christene, en self my man, Kersfees is so erg nie, in elk geval kan julle nie bewys wanneer is hy gebore nie. Nou ek het nuus vir jou. Luister nou mooi. Goed, kom ons begin in die tyd, in daai omgewing van die seisoene. Gis my die eerste piek op asseblief my kind. Wie het al hierdie ondersoek gedoen? Enig iemand van julle al die ondersoek gedoen? OK, so ek bly ek kan daar iemand iets sê vir my. En dan gaan julle die woord uitwys mense. Dis nie 'n thumbsak ding hier nie, dan gaan jy die woord uitwys. En dit is jammer is boring vir jou, maar dankie dat jy jou samewerking gee as jy kan met my praat as ek fout maak. OK. Alright. Goed. Hy sal nou warm word. Goed, ons almal weet op hierdie stadium van die geveg dat
Ons wêreldkalender word gewerk op die Gregorian kalender. Wat verskil met die Bybelse kalender. En daar kan julle baie duidelik sien en presies hoe dit werk. Hulle eerste maand is Nisan. Vroeger jare in die Bybelse tyd en in Yeshua se tyd was dit Aviv. Maar dit het verander met tyd, dit is nou Nisan en dit is waar die feeste ook begin het van die eerstelingsgerf en dan die ongesuurde brode en dan ook Paasfees. Alright. Nou soos julle kan sien, maand 1, 2, 3, 4, die loop van hier onderaf gaan dit so om anti-kloksgewys. Die afkorting van die lettertjies daar sê vir jou presies watter maand dit is. As jy kyk na die eerste maand Nisan, daar sal dit ons April wees. En so kan ons gaan. April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie en Maart. En wie van julle weet dat ons nuwe jaar is nie die 1 Januarie nie. Volgens die Bybel is dit April. Het julle dit geweet? Eintlik as jy dis eintlik Maart, April, hulle oorvleuel oor mekaar, so dis Maart, April. So as jy kyk na ons boekjaar, dan val dit 28 Februarie. So die 1 Maart is dan die nuwe boekjaar. So hier sal dan daar Adar Nisan. So Maart, April gaan hy basies inval, so hy val basies in die helfte. Goed, kom ons kyk gou-gou. Dit was gebruiklik van die Joodse skaapwagters om hulle skape gedurende die Pasga tyd, dis nou Paasouer, dis nou hierso. As hy. Dit is vroeg lente in daai tyd, dis Maart, April. Woestyn toe te neem, dis nou hulle skapies en terug te bring by die aanvang van die eerste reën wat begin rondom vroegmiddel van herfs wat nou autumn fall in die omgewing is Oktober, November. So Desember gaan dan basies winter wees. En vir die wat nie weet nie, Israel het 'n winterreënval, net soos in die Kaap, soos julle weet. OK, kom ons gaan aan. Gedurende die hele somertydperk, dis nou Mei tot September, het die wagters hulle diere opgepas dag en dag in die veld. Nou kom ons lees Lukas 2 vers 8. Hy sê en daar was herders in dieselfde landstreke wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Vers 8 in Engels, and they were in the same country separate abiding. Nou daai abiding, en dit is so lekker is in Engels, hulle sê baie keer woorde wat vir my baie meer groter verstaanbaar is. Abiding is in Grieks is dit to camp out. In the field, keeping watch over the flock by night. En hulle dag en nag hulle skape opgepas, want in somer was lekker warm. In die winter man, dit kan lekker koud word. Ek het self met 'n persoon gepraat daar in Israel, ou Ron, en hy sê vir my dit kan nogal sneeu en bitterkoud word op sekere gedeeltes van Israel. So daai skapies sal vrek. Goed. So 25 Desember is winter in Israel en sou geen skaapwegter in die oop velde hulle skape oppas op deurnag het nie. Hoor dit sê Hooglied 2 vers 11. En daar het ek vir julle gesê dat Israel het 'n winterreënval. Kom ons kyk wat sê die woord of dit so is. Want kyk, die winter is verby. Die reëntyd is oor. Dit het verby gegaan. So Israel het 'n winterreënval. Ek bewys dit in die woord vir jou. OK. Glo julle my nog? Goed, as jy notas maak, gaan lees dit by die huis, nou sê ek die ander goed en hulle glo my dalk nie. Alright, goed. Nou om die Messias se geboortedag of sy geboortetydperk uit te werk, kom ons gaan terug daarna Johannes toe. Goed, Johannes die Doper, onthou julle Johannes die Doper? En die wat nie weet nie, Johannes en Jesus was neefs. Want Maria en Elisabeth was familie. Alright. Uit die stam van Levi. Wie was die Leviete gewees? Hulle was priesters, né? Alright. Okay, so gedurende die feeste
het die priesters in afdelings priestelike diens in die tempel of tabernakel gedoen, dan of wat 'n tydperk dit was. En hierdie priestelike dienste was gewoonlik gelykstaan in 1 week. Alright. Hulle was opgedeel in afdelings gewees, elke priester was opgedeel in 'n afdeling en as hulle diens sou doen in die allerheiligste dan of in die tempel of in die tabernakel, dan was dit vir 1 week gewees. Kom ons lees gou 1 Korintiërs of 1 Kronieke 24:10. In hierdie vers is 'n gedeelte wat die woord vir ons sê hoe hulle opgedeel is. Hulle was genommer, sê van 1 tot 10 wat die geval mag wees, en dan die hoofpriesters het dan hierdie hoofde gehad wat in hierdie afdelings hoof was, en jy was ingedeel in daai spesifieke groep. Nou, in kort, wat Kronieke vir ons te sê, ek gaan nie alles lees nie, 1 Kronieke 24:10 sê, die 7de vir Hokkas, anderwoorde, so die 7de afdeling was Hokkas se, en die 8ste was Abia, was vir Abia. Alright, onthou hierdie naam Abia nou, okay. Die afdeling van Abia se dienstydperk was dus die 8ste week van die jaar, anderwoorde, 8ste was vir Abia, so dit, ek het julle gesê, dit is in weke word opgedeel, né? Nou sê die woord vir jou, hy sê vir ons, Abia se dienstydperk was dus die 8ste week van die jaar, so wanneer begin die jaar? Okay, onthou dit, né? Hoeveel weke is daar in 'n maand? 4, so as jy 8, hier is 4, 8, so in die begin van Sivan, so, dis in die tyd van Pinksterfees, né? Alright, dis die 8ste week. Goed, luister nou mooi. Lukas 1 vers 5. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria. Julle onthou vir Sagaria, dit is nou Johannes se pa, uit die afdeling van Abia. So Sagaria was in die afdeling van Abia, en Abia was sy diens gedoen in die 8ste week. Alright, die woord sê dit vir ons hierso. Goed. En sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Anderwoorde, so dit is nou, Sagaria is nou Johannes se pa, en Elisabeth is sy ma. Vers 8, en terwyl hy, dis nou Sagaria, besig was om die priester voor God te bedien in die beurt van sy afdeling. Okay, so julle het dit nou, né? Is Abia, hy is deel van die afdeling, so hy doen nou priester, dit is wat hy is nou besig daarso. Goed, vers 9, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval, om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. Vers 13, maar die engel sê vir hom, antwoorde, engel het aan hom verskyn, aan Sagaria nou, en nou praat hy met Sagaria, hy sê, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Goed. Nou het ons daar gekyk na nuwejaar, volgens die Bybelkalender, en begin in die maand van Nisan, waarvoor ons nog gepraat het, dit is nou die tydperk van Maart, April, né? Dit is in die tydperk van Paasfees, daar, wys weer vir julle. Goed, ons gaan nou lekker hier uitkom, dat julle kan verstaan waaroor hierdie gaan. As ons kom so 'n bietjie oor die feeste, dit wat ons moet vier, is die feeste van die woord, wat God vir ons gee, waar in Levitikus 23. 7 feeste, mense, en daar sien julle dit reeds klaar. Daar's 3 seisoene, 1, 2, 3. Alright, julle sien dit nou, onthou dit as ons nou oor dit gaan praat. Alright. Goed, dis het Sagaria se diens begin met die 8ste week van die nuwe jaar, in die 8ste in die 3de maand, wat ons eers was, en dit is nou Mei, Junie, dis in Pinksterfees in Sivan, en waar tydens die engel aan hom verskyn het. Goed, dis daai tydperk. Goed, 'n bietjie verder aan, verskyn hierdie engel toe aan Maria. Vers 30. En ek wil julle jong mense moet baie mooi luister vandag. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Gaan my na Piek 2 toe. Vers 31, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Jesus
Hebreëus is net vir julle ander mense wat nie is dat julle kan verstaan. Hier in Piek, tweede prentjie sien ons nou die volgende. Nou Lukas 1 vers 36, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, hier sê die woord, is Elisabeth jou bloedverwant. Wie is haar bloedverwant? Maria. Althans, Maria se bloedverwant is Elisabeth, né? Dis wat hy vir jou sê in vers 36, is ek reg, né? Korrek, alright. Het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Anderswoorde, toe Maria die boodskap kry dat sy gaan swanger word, toe is Elisabeth alreeds met Johannes 6 maande swanger. Goed. Kom ons kyk. 6 maande. In die maand van Kislev, of Kislev. Wat het ons gesê? November, Desember, dit is wat dit sal wees. November, Desember. Aan die woorde, Johannes se ma was met hom swanger oor die tydperk van November, Desember. Jessie, glo julle my? Sien julle die feite? Alright, luister mooi. Gaan vir my na Piek 3. Op die tyd wat die engel van Maria haar swangerskap aangekondig het, was Elisabeth reeds 6 maande swanger in die 9de maand, Kislev, November, Desember. Okay, ons het dit nou net gewys. Okay, nou van hier af, en waar die tyding was daar vir Maria, dat sy is swanger. Goed, nou kom ons stel 9 maande aan. Waar stop ons? Tisri. Wat gebeur hierso in Tisri? Fees van Tabernakels. Right, antwoorde. September, Oktober maand. Fees van die Tabernakels is Josef geboortetyd. Is dit Desember? Never. Kon ek vir julle bewys die woord dat hy gebore is? Sy tydperk? Hoekom glo ons vir die wêreld vir ons sê? Omdat dit menslike voorouder dit aan ons oorgedra het. Gebrek aan kennis, mense. Ons lees nie die woord nie. Nou stry Christene met jou. Ons weet nie wanneer hy gebore is nie. Hier is dit duidelik. Ek het dit vir julle gewys. Josua waarsku dan die volgende. Hy sê Matteus 24:23. As iemand dan vir julle sê, kyk hier, is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Wat is op 25 Desember wat vir ons gegee word en gewys word? 'n valse Christus, mense. Jene, dit is eintlik afgodediens wat hulle vermom het as die Christus om ons te mislei. Onthou, die vyand wil jou net mislei. En as hy jou kan mislei, gaan jy verkeerde goed doen. So vandag se Christene dink hulle eer Jesus op 25 Desember, maar eintlik eer hulle deur mensgemaakte tradisies. Wie eer hulle? Nimrod, Saturnus, Molech, Mithras en Baal. Die ware Christus was nooit daar op 25 Desember nie. Ek het dit nou vir julle gewys, hy was nie daar nie. En hierdie Christen godsdiens het 'n ander evangelie en gees. Ek het nou dit vir julle gesê. So nou leer die predikante dat 25 Desember is 'n Christusfees. En ek was in kerke gewees waar hulle die kersboom opgeslaan het. As jy by die deur inloop 'n mistletoe. Ek wil nie eens ingaan nou op Vader Kersfees nie. Ek wil nie eens ingaan op die mistletoe nie. Dis alles satanies, demonies. Julle het geen idee wat julle doen as julle dit doen. Ek gaan nie so ver gaan nie. Ek het nie tyd vir dit nie. Ek wil eerder vir julle vandag kom sê, watter feeste moet ons hou? Gaan vir my net terug na Piek 1. Asseblief. En dit is volgens God se woord. Ek sê dit met David nie. Levitikus 23, as jy hom gaan lees, gaan hy vir jou presies sê wat se feeste jy moet doen.
Ongelukkig is daar nou ander feeste, maar dit is meer Joods, in terme van Judaïsme, en dit is goed soos Purim en al daai tipe van goedjies, Ester en ja, dit is in sy woord, maar dit is 'n mensgemaakte fees nog steeds uit Judaïsme uit. Maar God sê, Jahwe sê in sy woord in Leviticus 23, this is my feasts. Hy sê dit pertinent. Hy sê that it's a statute forever in ons nageslag. So ons moet dit gehoorsaam moet doen. Onthou, daar is Sabbate ook. En gaan nie die Sabbat hanteer nie, dit sal gehanteer word een van die dae. Wat 'n teken is as verbond tussen ons God en ons, dat ons in 'n verhouding met hom leef. En ek wens die jong mense moet nou mooi luister vir my vandag hierso. Kom ons kyk gou daai feeste. Wat beteken daai woord? So die wortelwoord in Hebreëus is moed. Wat beteken? Luister gou hierso. Appointed time, soos 'n vasgestelde tyd, ouens. Set times meetings, anders is 'n bepaalde vergadering. Or appointed signs or signals. Leviticus 23 vers 4 sê, these are the feast of the Lord. Dit staan so in die woord, mense. These are the feast of the Lord, even holy convocations, which you shall proclaim in their seasons. Goed. Ons het nou nog gepraat van die seasons. Daar's 3 seisoene in die feeste, en hierso is die eerste seisoen van Paasfees, en daar is wat opgedeel in 3 verskillende feeste. Pinksterfees is die tweede seisoen, en daar is net 1 fees. Natuurlik, Pinkster, okay, Pentekost. En dan die derde seisoen, het ons ook 3 feeste, dis Rosh Hashanah, ek weet nie, Rosh Hashanah, dit is die tweede nuwe jaar in Israel. Dit is hulle landboujaar dan wanneer dit begin. Goed, en dan obvious Yom Kippur, daai Yom beteken dag. Okay, en dan Sukkot. Ons het net ander dag klaar gemaak met Sukkot. So dis die feeste wat die woord vir ons sê ons moet onderhou, maar kom ons kyk so 'n bietjie verder in. Nou hierdie woorde holy convocations, is 'n Hebreëse woord wat 'n mikra is, en dit beteken die volgende. Holy convocations beteken rehearsals, repetisies. Julle het ons nou al gesien, hè, as die kinders in die kleuterskole of in die skole, as hulle nou gaan opvoeringkies doen, dan moet doen hulle ons repetisies, né? Okay, hulle oefen dit, né? Right, dis presies wat dit is. Dis 'n oefening. Hierdie feeste is 'n oefening, en ek gaan nou net sê hoekom. So elke jaar oefen die wêreld 25 Desember, en Halloween, en Pappadag en Mammadag, en al hierdie tipe van goedjies, en Valentine se goed, maar toe nou wil so kom doen ons dit op die einde van die dag. Maar as jy kyk wat die woord vir ons sê, daar is 'n spesifieke rede vir dit, want jy sal sien dat hierdie feeste verwys juis na ons Messias. Right, ons gaan in kort dit vinnig net deurgaan. En julle moet luister vir my vandag, mense, dis baie belangrik. Ek weet hierdie boodskap moes nie uitgekom vanmôre, en as julle weet, hoe was ek beïnvloed deur goed, en die vyand jou aanval en jou probeer van jou pad af te vat, het dit my weke gevat om bietjies vir bietjies te doen. En ek probeer alles in die pad gooi, sodat julle nie meer weet daarvan nie. Okay, goed, so holy convocations is dan in die Hebreëse woord mikra, wat dan rehearsal beteken. Goed, maar luister gou hoe mooi hierdie betekenis van hierdie rehearsal. Ek het dit gaan soek, en met baie moeite te kry ek dit, en hy sê, which means to practice or trial performance of a play or other work for later public performance. So jy oefen hierdie ding, want later gaan jy dit doen. Goed, ons gaan by dit kom. Dan kry ons nou die 7 feeste. So die nommer 7 is 'n indikasie van fullness, completing and perfection of Yahweh, ons Elohim. Verstaan julle dit, jong mense? Julle moet net ek julle verveel nie, ek wil julle met iets leer vandag, want julle is ons toekoms. Ja, jongman. Luister baie mooi. Goed.
Kom ons behandel net so vinnig, kort. Mense, ek het dit baie kort, ek kan julle besig hou vir weke as dit kom by hierdie feeste, en die ouens wat die meedoen sal verstaan, sal weet, daar's baie te sê. Baie te sê. Goed, ons het nou reeds gou die 3 seisoene bespreek, dis die eerste seisoen, die tweede seisoen en die derde seisoen. Nee, die eerste seisoen is daar 3 feeste, die tweede seisoen is net 1 fees, en die derde seisoen is net 3 feeste. Nou kom ons kyk gou nou na die eerste seisoen, dis Pessach. Hy het 3 feeste, so dit word in die lente gevier. Dit stel die vrede voor, wat ons in Yeshua vind die dag as ons terugkeer na sy verbond met ons. Dis wat hy voorstel. Goed, kom ons kyk na Pessach, Paasfees. Hy word gevier in die 10de tot die 14de van Aviv, dit is in Nisan. Van die 10de tot die 14de. Anderwoorde is hier in Maart en April. En die vervulling van dit is dit, ek kan vir julle baie sê, maar ek wil nie te ver by die goed gaan die ouens, want dit is net baie, en dit gaan net baie mense verveel ook. En kort opgesom, die basiese feite oor dit, die vervulling, wat gebeur het op die 10de van Aviv, Nisan, het die Messias op 'n donkie, onthou julle die verhale, die Messias op 'n donkie gery in Jerusalem, en hy was, vir 5 dae was hy ondervra, en daar is so 'n mooi prentjie van hoe hulle dit gedoen het, in terme van as in daardie tyd, as hulle as hulle 'n skaapie gevat het, en hulle moes hom voorberei het, en hoe hulle dit gedoen het, dit presies soos hulle die skaapie voorberei het, en ek gaan dit nou nie bespreek nie, want dit is bietjie lank, en hoe hulle dit gedoen het, dit is hoe hulle hom behandel het. So die skaapie was neergesit, en vir 5 dae moes hulle kyk, het hy nie enige neeweffekte het, in terme van gebrek, whatever, kyk met dieselfde, maar dat hom 5 dae ondervra. As jy die woord gelees, gaan julle die prentjies sien. Maar ek gaan nie te veel verstaan, julle moet net sien wat is die vervulling daarvan. So hy ry in, op 'n donkie, op die 10de van Nisan, Aviv. Vir 5 dae word hy ondervra. En op die 15de, om 9:00 in die oggend, gelees in die Bybel, 9:00 in die oggend, op die 15de, fees van ongeseerde brode. Om 9:00 in die oggend word Yeshua gekruisig, en gee Jahwe sy seun, Yeshua as volmaakte lam, sonder sonde en vlekloos, geen gebreke nie. Om 3:00 in die middag sterf hy vir ons sondes, 1500 jaar later. Met ander woorde wat ek vir julle sê, is ons praat van 1500 jaar later, 1500 jaar vroeër, op hierdie selfde dag wat hy gekruisig is, vier hulle al die feeste vir 1500 jaar lank. How great is that? Op spesifieke tyd het hy gesterf, wat verwys na hom wat 1500 jaar terug. Wel, wat sê, hoekom wil jy nou 'n ander fees vier, ouens? Goed. Fees nommer 2. Die fees van ongesuurde brode, unleavened bread, daai enetjie. Goed. Hy word gevier vir 7 dae, van 15de Aviv of Nisan tot die 21ste. Wat is die vervulling? Luister gou hierso. Dit is die dag wat Yeshua se liggaam begrawe word. So aan die ander woorde, die suurdeeg. Onthou, as julle mooi kan onthou, hulle was in Egipte. En toe hulle moes vinnig uittrek, en julle onthou daai storie, né? Toe hulle het tyd gehad om brood te bak en 'n suurdeeg, jy weet wat gebeur as jy suurdeeg insit, né? Hy moet eers 'n bietjie staar om te ry. So daar was nie tyd nie, so hulle het dit ongesuur gebak. En toe trek hulle. Alraai, goed. So hierdie suurdeeg van unleavened bread of van ongesuurde brode is simbolies wat verwys na sonde, so die suurdeeg is sonde, en binding in ons Egipte, in ons lewe, as dit is wat modern. En Yeshua is die brood van die lewe, Johannes 6:48. So hy vervul hierdie fees 1500 later, soos ek reeds vir julle verduidelik het, hy na die aarde gekom het in 'n menslike vorm, en die aarde se son is op hom geneem het na die graf. Want ons het gesê hy is begrawe op daai dag, né? Die 15de, hy is die oggend gekruisig, 9:03 is hy dood, en hy is begrawe van die 15de. Nisan, alright. Die derde fees is die eerstelingsgerf, is first fruits, daar is hy. Goed, dit was die eerste dag van die week, en dit was, ander woorde, dit was 'n Sondag. So die 7de dag is wat? Sabbat, né? Weet julle dit?
Goed, almal weet dit nie, maar die wat nie weet nie, die 7de dag is die Sabbatsrus, volgens God se woord. So die eerste dag is dan 'n Sondag van die week. Goed, wat is die vervulling hiervan gewees? Joshua staan op uit die dood, en word die eerste om nooit weer te sterf nie. Die eerste om afgesonder, te set apart, onthou dit nou is 'n bietjie gepraat daarvan, vir die kinders van Jahwe, sodat hulle vir hom afgesonder kan wees. 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 kan jy gaan lees. Met hierdie fees deel ons in die opstanding van Jesus. Aan die ander woorde, dit was sy opstandingsdag, né? Alright, julle het dit mos so gelees in die woord al, né? Jong mense? Goed. Eers gaan julle lekker besig hou hierso. Julle jong mense gaan nie slaap nie. Ek sê julle nou. Ja, smiley. OK. Kom ons kyk na die tweede seisoen van die feeste. En dit is Pinkster. Dit was dieselfde tyd van Abia se diens wat hy verrig het, né? En dis waar Sagaria mos nou die boodskap gekry het. Goed, hierdie seisoen was dan Pinkster, soos ons dit ken. Pinksterfees, soos die meeste kerke dit noem, Pentekos. So hierdie is net een fees, dit word ook in die lente gevier. Word ook genoem as die fees van weke. En jy sal nou sien hoekom. Ook Shavuot in Hebreëus. En in Grieks, ons almal weet dit is Pente, wat 50 beteken. Dit behoort ons nou al te weet op hierdie stadium. So dit 50 na first fruits. Eerstelings 50 dae daarna. Alright. Of 7 sabbate. Hier kom die 7 weer in. 7 sabbate. Dit stel voor die krag wat ons in Yeshua het, deur sy gees, sy ruach. Vir die wat nie weet nie, Heilige Gees in Hebreëus is Ruach HaKodesh. En wat is die vervulling hiervan? Met hierdie fees vervul hy sy eerste koms 1500 jaar later. Met hierdie fees spesifiek daai ene. Vervul hy dit. Goed, kom ons gou. So vir 10 dae. Julle onthou as jy die woord gelees het, vir 10 dae het die disippels gewag vir sy gees om uitgestort te word, né? Hy het mos vir hulle gesê gaan na die bokkamer en wag daar vir my. Vir 10 dae lank het hulle gewag. Nie net hulle nie, maar was ander mense ook betrokke. Van ander nasies en tale. Goed. Nou, toe die gees nou uitgestort was dit nou net 10 dae. Toe bly daar mos nou 40 dae oor. Nou weet julle wat het gebeur in daai 40 dae? Hy het sy disippels geleer om die evangelie te verkondig. Hy het hulle geleer, hy het met hulle gepraat. Hy het hulle gesê, hier is my Torah, antwoorde sy Tanakh. En die weet nie, die Tanakh is eintlik die Ou Testament. Waarvan hy praat. So ons het nou gelees, hy het nie gekom om dit weg te neem nie, maar om te vervul. Hier sien ons die vervulling. So die woord staan. Right. Okay. So deur die uitstorting van die Gees het hy nou ons tempel vervul met sy gees. En wat doen ons op hierdie fees? Doen ons as ons hom vier. Op hierdie fees eer en dank ons Jahwe vir sy woord wat hy vir ons gegee het vir leiding in ons lewe. Goed. Nou kom ons by die laaste seisoen, mense. Ons staan nou half na die einde toe, wat ek vir julle vandag bring, is die seisoen van tabernakels. Tabernakels, daar is 3 feeste, soos julle kan sien daar. Rosh Hashanah, Yom Kippur en Sukkot. Is eintlik hier by Rosh Hashanah is eintlik die fees van trompette. Wat ook bekend staan as Yom Teruah. Dit is in die 7de maand, aan die woorde Tishri, wat hierdie plaasvind. Okay, wat is die vervulling hiervan? Hy sê, Yeshua het die vyand oorwin, en ons kry deur hom, en hom alleen ons krag en autoriteit, wie die shofar is, daai, van Jahwe,
en ons redding, volgens Psalm 18 vers 2. OK. Die geklank van die shofar sal die dag aankondig wanneer Yeshua sal terugkeer om sy bruid te kom haal. 1 Tessalonisense 4:15 en 17. So wat sê hierdie fees vir jou? Wanneer die shofar blaas, kom haal hy sy kinders. So vir 6000 jaar gaan hy werk ons, en daar gaan 'n 7de een wees, 1000 jaar van vrede. Maar kom ons gaan aan. Goed, nou die dag van versoening, daai enetjie. Yom Kippur, dis atonement in Engels, dit word op die 10de van Tishri, word dit gevier. In hierdie tyd het die hoofpriester een keer per jaar in die allerheiligste ingegaan, mense, en dan het hy gegaan, en hy het hierdie bloed van hierdie bul wat hulle nou geslag het, hulle die bloed opgevang, en dan vat hy hierdie bloed in die allerheiligste, en hy gaan dit dan nou by die genadetroon, wat hulle in Engels is die mercy seat, gaan sprinkel hy dit op voor en op die verbondsark. En dan pleit hy vir genade, vir vergifnissing, vir die sondes van die volk en hulle bekering. Alright, julle het dit. Goed, nou die vervulling hiervan is, Yeshua is ons hoofpriester. Onthou het hy opgevaar het, waartoe het hy gegaan? Na sy Vader. So hy tree in vir ons as ons hoofpriester. Alright, en hy het in die allerheiligste ingegaan, in die troonkamer van Jahwe. Nie gebou uit mensehande nie met die bloed van 'n dier nie, maar sy eie bloed, mense. In die teenwoordigheid van Jahwe vir die sondes van die mense op aarde. Gaan lees daarvan in Hebreërs 9. Goed, die slag van Armageddon en die oordeel vanaf die wit troon van Jahwe sal in hierdie dag plaasvind. Die nommertjie 6. Wat stel dit vir julle voor? Net so vir interessantheid, hierdie 6. Wat sê hierdie nommertjie 6? Die nommertjie 7 stel voor ons God, né? Sy volheid, né? En die 6 is 'n merk van die mens. Interessant, né, dat hy juist nou die 6de fees is. En juist op hierdie fees wat die mense gaan oordeel word vanaf die wit troon. Heiliglik vandag moet ons dit uitroep as 'n vasdag. Aan die ander woorde, daai dag vas jy. En die wat nie weet nie is dat en ek kan gaan lees in die woord, jy kan Genesis toe gaan. Van daar af is dit al so is dat ons tydperk vandag, as ek sê dis 'n dag, is nie van 12 uur middag tot 12 uur middag nie. Dit is van 6 uur, kom ons vat die Sabbat nou, die Sabbat, hy begin Vrydag 6 uur die middag, tot Saterdag middag 6 uur die aand. Verstaan julle nou dit? OK. So as jy vas, dan vas jy so, vir 'n dag lank. Ek wil nie verder dieper ingaan daar nie, daar is 'n paar goed ek vir julle daar kan sê, maar wat ek vir julle sê is, daai dag eet jy nie, want dit is 'n vasdag. Kan dit goed wees vir jou? Goed, so wat ek wil sê is, op hierdie 6de fees sal die wat ongeregtigheid dien, sal dan geoordeel word. Goed, die laaste fees, mense, is dan Sukkot. Dit is 'n baie lekker fees, dit is 'n fees van joy, van geluk. Dit is die fees van net beautiful. Dit is 1000 jaar, dis dit van die voorstelling van die 1000 jaar van vrede, so wat die woord van praat, as hy ons kom haal en ons gaan ons saam met hom sit, en dan ook natuurlik saam met hom terugkom, né? Goed, hierdie word gevier dan op die 15de van Tishri, soos ons nou gesien het daar, vir 7 dae lank, en dan ook dan die 8ste dag, as 'n Sabbatsdag. So, in daardie tyd het Israeliete na Jerusalem gegaan en vir 7 dae in Sukkos, dis nou hitte, gebly en gejubel voor Jahwe, omdat hy aan hulle 40 jaar voorsien het in die wildernis, dis nou daar in die woestyn, né? Ons ken mos almal daai verhaal. En dit teken dat die werk klaar is en hulle nou in die finale rus ingaan.
is ook 'n tydperk, soos ek dan net vir jou gesê het, van saaiery, daar so wat hulle die oes, of soos Anna, is ook in daai tyd. Jy sal hoor, die woord praat ook van dat die oes is gereed, maar die werkers is min. Alright, dis in daai tydperk waarvan die woord praat. So, die vervulling daarvan is, die fees is 'n herinnering dat ons huidige lewe tydelik en ons moet ons fokus hou op Jahwe vir die rus wat kom as Yeshua sy bruid kom haal. So as jy 'n moeilike tyd het, en as jy in verbond moet leef met jou God, moet jy in sy rus gaan. Ander woorde, jy met daai kalmte en rustigheid in jou hê, as jy in verbond met hom leef, dat wat jou omstandighede ook al is, dat hy jou sal beskerm, en hy in jou sal voorsien. Dis wat hy eintlik bedoel hier. Dit verteenig ook die rus wat ons heiliglik in hom het, ongeag ons omstandighede, soos ek nou reeds vir julle gesê het. Yeshua het op hierdie fees tussen die mense gestaan, en dit is so wonderlik, mense. Hy het die feeste onderhou. Sy disippels het dit onderhou, Paulus het dit onderhou, en die kerke verwerp dit. Yeshua het dit self onderhou, en op daai spesifieke fees, Yeshua was daar. Hy het tussen die mense gestaan en geroep, en lees dit in die woord, hy het geroep dat hy die lewende water en die lig van die wêreld is, en ons vandag nog, het aangegaan, net soos ons, toe hy geroep het, toe die mense maar net aangegaan met hulle fees. Nie gehoor wat hy sê nie. Min wetend, né? So mense, wat ek in kort wil sê is, met hierdie feeste, is die feeste wat Jahwe sê ons moet onderhou, dit verwys na die Messias, Yeshua, en dit is ook die olie in jou lamp. Onthou, ons het gepraat van die rehearsal. Die rehearsal is 'n oefening. Die wêreld oefen Kersfees elke jaar. Maar dis nie fout nie. Maar as ons die feeste oefen, dan as jy van jou kop af jy's Joods. Ons almal weet wat beteken dit as hulle sê ons is Joods. Ons voorvaders Abraham en Isak en Jakob was nie Jode nie. Was Hebreërs. Hoe kan hulle ooit sê dit is 'n Joodse ding as hierdie feeste al by die berg van Sinai vir hulle gegee is 1500 jaar terug. En daar was 'n multitude of nations, daar was 'n klomp ander nasies saam met hulle wat uit Egipte uitgevlug het. So dis nie 'n Joodse ding hierdie nie. Hierdie is 'n ding wat jy vier as jy in verbond met jou God leef, want jy wil eerder doen wat hy vir jou sê, as wat die wêreld vir jou sê. So die vraag dan nou is hierdie feeste nou vervul deur Yeshua? Die eerste 4, daai 4, is reeds vervul met sy eerste koms. Onthou, het hy opgevaar, né? So die eerste 4 met sy eerste koms is vervul. Maar dit is nie vervul in die sin van hy het sy goed weggevat nie. Soos vir die mense beweer hy het nie. En sonder dat die kerke besef, vier hulle hierdie feeste jaarliks as Paasfees. Al 4 van hulle. Maar die laaste 3 daai verwerp hulle. Sê dis nie meer nodig nie. Nou hoe doen jy net 4 uit die 3? Hierdie 3 moet nog vervul word. Dit is sy koms, sy tweede koms, mense. Goed, dis hoekom ons oefen dit. En ek gaan vir jou nou sê hoekom ons dit moet oefen. En ek gaan die woord uithaal vir jou. So die eerste 4 is reeds vervul, die ander 3 word laaste vervul wat sy tweede koms gaan verteenwoordig. En dis presies wat ek vir julle gesê het nou in Matteus 5:17, is dat moenie dink dat ek gekom het om die wet, dis die Torah of die profete, dis die Nevi'im, ons almal ken seker al die Nevi'im, dis alles deel van die Tanakh, die Torah, Nevi'im en die Ketuvim. Aan die woorde, te ontbind nie, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om dit te vervul. Aan die woorde, daai vervul is 'n volle betekenis. Alright, goed, luister gou hierso. En die mense sê as dit kom by vervul, dan het hy die goed nou weggeneem. Mense het nie, hy het 'n volle betekenis kom gee met die woord vervul, dis beteken in sy woord. Onthou wanneer jy sy instruksies gehoorsaam, vervul jy dit self. En jy gee dit 'n volle betekenis in jou lewe.
Dis eintlik wat hy bedoel hier. Want as jy sy instruksies onderhou en jy doen dit, as hy vir jou sê, jy pleeg nie moord nie, en jy pleeg moord, dan het jy die wet oortree. Dan vervul jy hom nie, maar as jy dit nie doen nie, as jy nie die moord pleeg nie, en jy sê, maar Jahwe sê, ek mag dit nie doen nie, dan vervul jy sy wet, want jy doen dit. Verstaan julle dit? Maklik? Goed. Julle jong mense, ek gaan julle nou 'n vraag vra, okay? O, jene, nou is jy 'n paar wat sê, o, jene, okay. Besef julle dat ons gaan hierdie feeste eendag vier in die hemel? Wie het dit geweet nie? Nou ja, okay, julle almal is slim, almal weet dit, maar ek gaan in elk geval vir jou lees. Luister gou wat sê ja 66 vers 2. Jesaja 66 vers 22. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, dis Jahwe, ons God, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, dis die hoofletter Here, so dis Jahwe, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Vers 23 sê, en elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Dit gaan plaasvind. That's why we got the rehearsal. Ons rehearse op aarde, mense. Ons oefen dit in, want ons gaan dit doen. Hier sê die woord vir ons. En onthou, dit is 'n opdrag vir ewig vir ons geslagte. Soos ek vir julle gesê het, Levitikus 23 gelees hom. En gee ons dan feeste, sekere simbole om te verklaar dat hy is en dat ons in 'n verbondsverhouding met hom is. En ander dag gaan ons die Sabbats preek en dan gaan jy baie mooi verstaan ook wat dit beteken. Onder geen omstandighede kan ons Abba se feeste weggooi en mensgemaakte feeste volg nie. Maak dit vir julle sin? Goed. Wat sien julle in hierdie feeste? Ek sien sy reddingsplan. Regdeur. Van die kruis af, regdeur tot wanneer ons kom haal. Almal dink as jy almal dink dit eindig by die kruis. En dit is die probleem wat ons met die Christene het. Ek dink begin by die kruis. Daarso, ons is daar en nou is ons tot bekering gekom en nou sit ons daar en kom by ja. Ek dink is nou gered forever. Nee mense. Dis 'n wedloop wat ons hardloop. Van hier af, vandat jy tot bekering gekom het, hardloop jy hierdie wedloop. Jy bestudeer sy woord en jy bid en jy leef volgens sy instruksies regdeur tot hy ons kom haal. Waar ons vir 1000 jaar van vrede saam met hom gaan sit. Sien julle die prentjie? As jy tot bekering gekom het, stop dit nie daar nie. Julle bly in oefening en dit is wat dit moeilik maak, want die vyand wil jou wegraak. Dis hoekom hierdie goed van Kersfees is net 'n gedeelte om jou te verwar. Wat gebeur as jy dit doen? Dan moet ons die 5de gebod, of die 4de gebod, 3de gebod. Ek sal nou kyk. Goed, kom ons kyk gou. Nou my slot. So wat gebeur as ons, hierdie is nou die Vader se opdragte, né? Ons moet dit verdien. So, dis sy wil. So wat gebeur as ons teen sy wil gaan? Dan sondig ons opsetlik. Luister gou hierso. So om ander gode te dien, verbreek ons die gebod van die liefde vir hom en dit is strafbaar. Goed mense, ons het die 10 gebooie. Die kerke sê, ons net 2 gebooie wat oorgebly het. Liefde vir God, liefde vir jou mens. Maar hierdie 2, maar hy sê ook, wat daarvan afhang. Alhoewel hierdie eerste, van die liefde vir jou God, is die eerste 4 gebooie. En die laaste, van 5 tot by 10, is die liefde vir jou, vir die mens. Liefde vir jou, korrek, goed. So jou eerste 4 sê vir jou hoe jy hom moet lief hê.
Alright, nou almal weet seker waartoe ek gaan met hierdie ding. So, ons maak nou volgens die gebooie, as ons hierdie goed doen, van Kersfees as 'n voorbeeld, sy feeste en sy sabbate en sy instruksies maak ons kragteloos deur ons eie mensgemaakte tradisies te volg. Kersfees is 'n mensgemaakte tradisie, mense. Ek het vir julle gewys uit die woord het vandag. Ons weet wanneer ons Messias se tydperk is, wanneer hy gebore is. Hy's nie 25 Desember nie. Hy was nie eers daar 25 Desember. Nou hoe kan ons dan, en nou hoor ek baie keer selfe, ons moet Christus weer terugbring in die fees. Hoe bring jy hom terug as hy nooit daar was nie? Dis vals. Dis 'n valse Christus. Dis 'n valse Jesus wat hulle vir jou voorhou. Goed, kom ons gaan aan. Dis amper daar. 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat dan wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloos. OK, so as jy nie 'n wet het nie, vir julle jonges, as jy aanjaag en jy weet daar by die skool jy mag nie rook nie. Nou die reël is, en dis 'n wet van die skool, jy mag nie rook as jy jou vang en dan straf hulle jou, né? Right. Maar as dit nie 'n wet was nie en daar was nie 'n reël wat sê jy moenie rook nie, so hoe kan hulle jou dan straf as dit nie 'n wet is nie? Nou dis presies wat hier so plaasvind. Dis hoekom hy het nooit gekom om die wet weg te vat nie. Hy het nooit gekom om vir ons te sê dat my instruksies val nou weg nie, want as daar nie instruksies is, daar nie 'n wet is nie, dan kan jy nie gestraf word nie. Want jy word juis gestraf as gevolg van die wet. Aan die woord van sy instruksie vir jou daar sê. Dis hoekom jy gehoorsaam moet wees. Dis hoekom jy eerder as jy die woord lees en hy sê vir jou doen dit. Hy sê vir jou doen dit en jy doen dit nie, dan sondig jy. Dis eenvoudig soos dit. En hier probeer die vyand, kyk ons, julle moet onthou, die vyand probeer die bloedlyn van Christus probeer hy absoluut vernietig. En dit van die begin af probeer doen. Ons kyk na koning Herodes. Ons kyk hoe hy die babas doodgemaak het. Verstaan ek wat jy sê? Want hy is die redding vir ons mense op aarde. Goed. So elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So dit is wat sonde is, né? Kyk gou hierso. Hoe moet ons sonde sien gou hierso? Ek moet net vir julle hierdie noem. Ek moet net gou hierdie vir julle noem. Ek moet. Wat is sonde? Wat sou julle sê sonde? To sin is to deliberate ignore or push away the instructions of the Father, which is His will. So die instruksies is God se wil. Nou stoot ons dit weg. So sin is the root in us for the acts of sin, all but the branches. Ander woorde, uit dit wat jy doen, vertak hulle van die een sonde na die ander sonde. En so word meer en meer en meer en meer. Goed. Ons almal ken, dan het ons gepraat van die gebooie nou. Die liefde vir jou God is gebod 1 tot 4. Mense moet dit nie vergeet nie. Dis net een iets wat ek graag vir julle wil sê. Hierdie Kersfees word gebruik hulle die naam van Yeshua. Hierdie Jesus, ons Jesus. Nou die derde gebod sê vir jou baie duidelik in Eksodus 20:7. Hy sê, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." Mense moet onthou, wyn is nie van as jy net sy naam gebruik of vloek of whatever case may be nie. Wyn is die volgende, luister gou hierso. In Hebreëus is dit shav, meaning emptiness, vanity, né? Dis pride, falsehood, emptiness of speech, lying, worthlessness. Anderswoorde die uiterlike gebruik en dit ligsinnig maak sonder die nodige eerbied of respek. So wat doen hulle in Kersfees? Hulle gebruik sy naam in wyn. Hulle vertel leuns. Dis nie sy geboorte nie, dis nie sy fees nie. Daar is sy feeste. Wat doen nie ons mense? Ons oortree die derde gebod van die gebooie. Wat was in die Ark of Covenant? Daar was 3 goed daar binne. 3 goed. En een daarvan was 10 Commandments. Hoekom sou jy dit in daai ark gesit het? As dit nie belangrik was nie, mense. Dis 'n pad wat ons stap.
Goed. Dis wat ek graag vanmôre vir julle wou sê. En ek wil hê julle moet julle eie ondersoek gaan doen. En vir my dis dit belangrik in hierdie môre om dit wat God vir my gegee het om vir julle te bring, om vir julle te sê. En ek gaan dit reguit sê en ek sê bang om dit te doen nie. En hierdie video gaan uit en die mense kan maar sê wat hulle wil. Kersfees is 'n mensgemaakte fees, absoluut satanies. Daar's geen God daarin behalwe 'n afgod nie. Ek het bewys vandag deur die woord. Sy geboorte is nie 25 Desember nie. En so wonderlik is ons Vader nie dat dit gebeur in hierdie tydperk. Wanneer hy ons gaan kom haal. Ek wil amper verstout vir my te sê, ek dink as ons dieper die ding gaan ingaan, sal ons nog die datum ook kan kry. Maar ons kan nie meer nie, want ons doen nie meer volmaane nie, so ons is tyd verloor, dit is baie die mekaar, maar verseker in hierdie tyd. Is hy gebore volg God se woord. En wat baie interessant is, die laaste gedeelte wat ons gedoen het is 7 dae plus 'n 8ste dag. En in Joodse gebruik, Israeliete was 'n seentjie besny en die reinigingsproses was 7 dae en op die 8ste dag was hy besny. Coincidence? Nee, dit is nie. Dit is nie 'n coincidence nie, mense. As ek hierdie goed sien, dan raak ek baie nie emosioneel nie, maar onstuimig, want daar was vir ons gejok vir baie jare. En ons moet nou regmaak. En vir die wat ons wat hier sit, moet nou vorentoe gaan en dit gaan verkondig en sê, dit is nie so nie. Julle die bewyse hier vandag gesien, wanneer is ons Messias gebore. Laat hierdie vir jou 'n les wees en dat dit vir jou 'n merk maak in jou lewe. Vir dit vorentoe, veral vir julle jong mense, want julle gaan nog julle kinders moet leer eendag. Die liefde van jou God is gehoorsaamheid. Om sy instruksies te onderhou en dit toe te pas. Sy het so 'n bietjie langer tyd geneem vandag, maar weet jy wat? Ons doen dit vir hom. En dit is in elk geval sy Sabbatsrus. Ekskuus Andries, ek wil net sê dat die 5de gebod wat die eer jou moeder en jou vader is deel van die gebod om God te dien. Yes. As jy nie jou ouers kan eer nie, hoe gaan jy 'n God wat jy nie kan sien nie eer nie? Amen to that. Daarmee moet ons begin, sodat ons Amen to that. Absoluut. Daar was iets belangriks wat ek julle nog gesê het, maar ek kan nie onthou presies op wat dit was nie, maar as ek afkom sal ek met julle gesels. Ek wil hê ons moet nou opstaan en ons met hierdie afsluiting doen van hierdie Sabbats byeenkoms wat ons gehad het. En kom ons hou Yeshua in ons gedagte vir wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Nie as Kersfees nie, maar as een wat vir ons kom sterf het en sy reddingsplan vir ons gestuur het van hier af. En ek sê weer vir julle, ons loop die pad. Daar sal ons gered word as hy ons kom haal. Baie dankie dat julle kom luister het. Kom staan en ons o, ekskuus, jy wou iets gesê het, Lavie? Wou iets gesê het? Ja. Sorry, Ekskuus, ek vergeet. Ek kom sommer net daar. Okay, ek wil net gou so iets met julle deel. Ek voel net, ervaar dit in my hart dat die Vader wil net vir ons 'n seisoen gee van 'n tydperk van doop. En
vandag het ons begin en ek dink vir die res van die tyd wat die son skyn en die winter is nie hier nie, gaan ek die doop oophou. Die geleentheid vir doop oophou. Daar gaan nie een fellowship wees wat daar nie 'n geleentheid vir doop gaan wees nie. So al sê ek dit nie op die groep nie, het julle die reg om op 'n fellowship te kom en vir my te sê, ek het in my hart die begeerte om gedoop te word. So die geleentheid gaan altyd daar wees. Terwyl as julle so braaf is in die wintertyd, dan is ek ook bereid. Ek is nie bang vir koue water nie. Ek sal julle doop. Niks, ek voel net dat ek kan nie in die posisie staan om iemand weg te hou van dit af nie, want is dit koud, is dit warm, is dit whatever, ek is 'n instrument en ek is gehoorsaam aan die Vader. So ek sal dit doen. So ek gaan dit oopstel, ek gaan, al word niemand gedoop op 'n fellowship nie, dis fine met my. Maar ek weet, al is daar net een gedoop in hierdie tydperk, is dit vir my oorwinning. Maar dit is een persoon. En dit is nie iets wat 'n mens op iemand kan afforceer nie. Dit moet 'n begeerte in jou hart wees, van dat ek wil dit doen. Ek wil my lewe vir die Vader gee. En ek wil daai pad leer stap, om 'n beter lewe te hê. So ek gaan nie ophou op die groep deel, oor die doop nie. Want dit is vir my, die Vader het in my hart gesit, en ek voel net, dit kan nie stop vandag nie. En wanneer hy sê, dit is genoeg, dan gaan dit genoeg wees, vir 'n tydperk. So ek wil net gou hierdie met julle deel, uit in Romeine 6. Die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid van sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, want ons het deel aan hom, as ons gedoop word. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dan, dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers nie oor hom meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterfelike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dis nie die instruksies van die Vader wat hiervan gepraat word nie, dis die mensgemaakte wet. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer, wat aan julle oorgelewer is.
So die voorbeeld is die woord. As jy die woord lees, daar is die voorbeeld vir jou. En vrygemaak is van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid, aan dit wat reg is. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid. Hierdie nuwe lewe, jou lewe kan nie dieselfde bly as jy die Vader aangeneem het nie. Onthou, hy aanvaar ons net soos ons is, met al ons probleme, met al ons foute. Hy gee nie vir ons 'n lysie voor die tyd en sê, ek verwag dat julle eers hierdie moet regmaak en dan kan ek julle aanneem nie. Hy sê nie dit vir ons nie. Hy vat ons net soos ons is, maar dan verwag hy van ons om te verander. Ons moet verander, want ons moet sy karakter aanneem. Ons kan nie dieselfde bly nie. Watter vrug dan het julle toegehaat van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So, dis net weer eens vir my net van om 'n kant te kies. Watter kant kies jy van dit wat ons in ons lewe het? Ons het die fisiese gedeelte van die aanloklikheid van die wêreld en die jong mense, daar's baie vir julle. Ons ouer mense het baie dinge deurgegaan en ons moes dierlesse leer. En as julle net sal luister vir julle ouers, sal dit baie pyn en baie probleme vir julle spaar. Want julle ouers het reeds dinge deurgegaan. So dit is, die doop gaan oor 'n keuse in jou lewe. Jy moet op 'n plek kom waar jy 'n keuse maak. Volg jy die wêreld of volg jy die Vader? En as ek vir jou sê, volg jy die wêreld, onthou daar's net twee geeste wat in jou kan inwoon. Daar's nie 100 nie. Dis ieder die gees van die Vader of dis die gees van die vyand wat in jou inwoon. So nou wil ek vandag vir jou vra, watter gees kies jy? Kies jy die gees van die Vader, kies jy die gees van die vyand? Want as jy wetteloos leef en jy doen verkeerde dinge, dan dra jy die vrug van die gees van die vyand. Dis wat jy oplewer. So wat wil jy oplewer in jou lewe? So ek gaan hierdie geleentheid oophou, elke fellowship, tot die Vader sê, okay, dis nou genoeg. Ek voel nie, hier is die begin. So soos ek sê, ek wil dit net in gehoorsaamheid doen ek dit, en ek sal julle moet maar geduldig met my wees, elke fellowship gaan nou ietsie wees wat ek wil deel met mense. So ja, jonges, ek weet dis mense wat reeds gedoop is, en dis ook nie fout om weer gedoop te word. As jy voel dat jy het so 'n bietjie van die pad af geraak, en jy was nie meer lekker daar nie, jy mag weer gedoop word. Maar jy kan nie elke keer gedoop word en dink, nou is ek weer skoon en nou kan ek weer aangaan met my vrot lewe nie. Dit is nie wat dit is nie. Iewers moet jy 'n draaipunt in jou lewe maak en jy moet die goed begin agtersit. Want hierso-in het jy gehoor dat ieder gaan jy die ewige lewe beerwe of jy gaan die dood. Dit gaan die uiteinde is die dood. En glo vir my, as jy jonk is, sien jy alles lekker en jy sien jy het nog baie tyd oor. Want jong mense dink dat hulle gaan eers dood as hulle oud is. Maar dit is nie die geval nie. Jou tyd kan vandag verby wees. Jou tyd kan môre verby wees. Ek meen 'n baba word gebore en 'n baba leef 'n paar minute, dan is 'n baba dood. Hy word nie oud en dan gaan hy dood nie. So daar is 'n baie goeie voorbeeld vir die jong mense. So hoe vinniger jy besluit dat jy jou lewe wil regmaak, hoe beter gaan jou pad vorentoe lyk. Want as jy jou lewe verkeerd begin, dan gaan jou lewe verkeerd wees. En alles wat oor jou pad gaan kom, jou keuses, alles wat jy gaan doen, wat jy gaan maak, gaan verkeerde goed wees.
Wanneer jy volwasse is, dan gaan jy dink, maar wow, hoe het ek hier opgeëindig? Hoe is ek in hierdie verslawing, of hoe het ek met hierdie vrou of hierdie man opgeëindig wat my slaan of wat my manipuleer? Ek het nie gesubmit aan die Vader nie. Ek het nie vir hom my lewe gegee en vir die Vader gesê, hier is my lewe. En lei my, wys my wat's reg en wat is verkeerd nie. OK, so ek wil net hier met julle gedeel het en dan gaan ek net oorgee